Baie welkom by Kuier om die Woord. Ons is nou by Jesaja 61. Ja, ons het gevorder, is amper klaar nou, né? Ja, het is amper klaar. Wat is hoeveel hoofstukke het Jesaja 66? En onthou, in die begin het vir julle gesê, dit is dieselfde hoeveelheid hoofstukke van die Bybel. Die Bybel het ook 66 hoofstukke. Baie noem dit, daar is sommige mense wat dit noem 'n mini-Bybel. Want eintlik alles wat Jesaja hier gesien het, is wat die Nuwe Testament verklaar. Wat klaar gebeur het. So hier staan genade, jaar van die Here. Jesaja 61 vers 1. Was vir my 'n bietjie reg. Ja, hy sê vers 1, die gees van die Here is op my, hoofletter, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Nou hy verwys dadelik terug hierso na Lukas 4 toe. Wat Jesus self Wat Jesus in die tempel gestaan het, en ek wil gou net hierso so 'n stukkie toe soek Jesus lees. in die boeke daar, in die scrolls, dit is mos daai ek gaan rolle. dit lees nou. En hy vind toe nou hierdie spesifiek. Jesus doelbewus wat absoluut die skrif ken. Stem julle saam, hy is die woord. Ou Testament het absoluut verstaan en geken. Hy was die lig op die Ou Testament vir al die gebeure wie hy dan nou is om dit te bevestig. En daar kom Jesus en hy sê, hy vind toe nou hierdie boekrol en hy lees dit. Vers 17, Lukas 4:17. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Nou dis nou waar hy terugverwys na Jesaja. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Ek gaan net vers 20 ook lees, en nadat hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Sê almal vandag. Vandag. Beteken nou. Ja. En Nie nou, môre nie, ja. nie eendag in die toekoms nie. En nou kyk nou hoe reageer die mense daarop. Die mense reageer daarop. Die Vers tradisionele kerksmense van daai tyd van die ou verbonds sienswyse. Kyk wat se hulle reaksie. En almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. Maar luister nou. Maar hulle sê, Maar is hy nie die seun van Josef nie? Josef, is hy nie die seun van Josef nie? sien hulle is in die letter heeltyd, hulle sien niks gees raak nie, ja. En hy hoofletter sê, voorwaar ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. En wat hy daarmee bedoel is, julle kyk vas na my vlees, maar julle kyk nie na dit wat ek En wat hy gekom eintlik het vir hulle om sê, geestelik te ek is bring nie. hy lees dan Jesaja, hy sê, Yes. ek is wat Jesaja voorspel het, is wat nou gebeur. En dan verder, toe hy nou die is-faktor baie sterk vir hulle sê, dit is ek nou, Yes. toe is hulle kwaad vir hom, toe wil hulle hom daar van die krans afgooi. Nou julle daai gedeelte, jy het nou nie Yes. dit gelees nie. Ja. Maar hy het tussen hulle deurgestap. So, die tradisionele godsdienstige mense hou nie van die is-faktor nie. Draai jy vir hulle sê, Christus is nou in julle. Ek weet die kerk waarin ek groot geword is, ek vir een van daai ouderlinge sê, Christus is nou in my. Wie is jy nietige mens? Hoe kan jy so iets sê dat die Here nou in jou is? Maar dis die Bybel wat dit sê. Amen. As jy hom ingeneem het, die woord aangeneem het, wat doen jy met die woord? Jy neem dit in, sê almal in. Dan sit mos in jou, hy is die woord. Die Heilige Gees maak hom 'n werklikheid, die woord, maak hom die persoon, Jesus Christus. Dan is hy mos in jou, en Jesus kom op 'n plek, hy sê die koninkryk van die hemele, dis hy is die koning daarvan, is nie ver nie, is nie op enige plek nie, dis nou binne in julle. Laat ek hom gou lees vers 28. Hy praat nou hier van 26, 25, praat hy van Dis nou genesing en Matteus, so aan. Lukas 4. Ag, Lukas 4 nog steeds. En vers 28, en almal in die sinagoge is met woede vervul,
toe hulle dit hoor. En hulle het opgestaan om hom uit die stad uitgedryf. Interessant, wie en was hom in goede gebring vervul? Die ouens van die sinagoge, die leiers daar, die kerkleiers van daai tyd. Ja. tot op die rand van die berg, waarop hulle stad gebou was, om hom van die krans af te gooi. Maar hy, hoofletter Jesus, het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Vandag presies dieselfde, die oomblik as jy begin lig skyn en jy begin verklaar, Christus is in my, gaan die godsdienstige tipes jou kruis af. Hallo, mense hou nie daarvan nie, mense wil op hulle treurmare bly, hulle wil moan, hulle wil groan, hulle wil politiek praat, hulle wil skinder oor almal, en die oomblik weer sê, nee man, Christus is nou, hy's nou hier, vat hom, Geloof. die is factor, dan kom hulle weg daarvan, okay. Vers 2, om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dit aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, En ons het hierdie 'n planting liedjie. van die Here tot sy verheerliking. Ja, U gee my sieraad vir as, vreugdeolie vir smart, 'n gewaad van lof vir verslae gees, sodat U al die treurendes troos. Maar pas daar ander liedjie nie ook hier? Sodat ons genoem kan word, 'n boom van geregtigheid, 'n planting van die Heer, tot sy verheerliking. My naam word geskryf op die palm van sy hand. U gee my sieraad vir as. Ek wil nou vra, daai ander liedjie pas ons ook hierso. Wat er- Trek aan die mantel van prys, Ja, hy of is dit op 'n ander plek? So Nee, hy is ook daarso. Hoe gaan daai lied sing gou vir my? Trek aan die mantel van prys vir die gees van zwaarmoedigheid. Hef op jou hande na die Heer. Sing psalms met die gees en prys hom met die verstand. Kom verloof die Heer. Het 'n bietjie te hoog aangesit, maar dit maak nie saak nie. Hy sê om vir die treurendes in Sion. Nou, Sion is nie 'n plek nie. Sion Dit beteken nou is in Christus. In Christus. Ja, want dis die stad van Dawid. Dat aan julle gegee word, Ja. sieraad vir as. Ruk terug het ek gepreek oor die verskillende krone wat daar is vir die gelowiges. Nou, in die ou bedeling, as iemand dood is, dan het hulle as gevat en hulle het dit op hulle koppe gegooi. Jy sal onthou Job het op die ashoop gaan sit, hy het as op sy kop gegooi. Hulle het dit altyd gedoen as hulle hartseer is, dan vat hulle as en hulle gooi dit op. En dan Die baie Here van sê, die fariseërs van Jesus tyd het dit dan nou ook gedoen, maar meer om 'n shine te vang. Sê kyk, ek hoe treurig is ek. Party mense vind nogal triomf daarin om te wys vir almal hoe nors en treurig hulle is. nou sê die Ek Here, voel nou sleg. Ja, wil my verskoon. nou Nee, sê die man. Here, ek vat die as weg en ek gee vir jou 'n kroon, Ja. want hy Sieraad sê, vir as. sieraad vir as. Dan sê hy, ek gee jou vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Dis die olie van die Heilige Gees, Dis die olie né? van die Gees. Kyk, as 'n kar nie olie het nie, sy olie begin en jy kom dit nie agter nie, dan gaan hy bering slaan. Soos jy ook, né? Ek en jy, as ons aanhou knor en nors is en jy gaan bering slaan, man. Kry olie van die Heilige Gees. Daai een ander advertensie, is 'n sterk olie. The more of this oil you use, the further you can go. The less the friction. The less the friction, the further you can go. Ja, So wie van julle weet, as daar friksie is, kan jy nie ver kom nie. amen. Kom nou man, kom Selfs uit jou die friksie uit. naaldwerkmasjien. Ja. Selfs jou naaldwerkmasjien moet geolie word, anders dit werk en na ons 'n klak. So die olie van die Heilige Gees maak ons Psalm 23. Yes. Ons hoof is vet met olie, jou wat jou sienswys is vol van die olie van die woord van die Here en daarom is jy geoliede mens. Oral waar jy gaan, loop jy gesteepglad man. Jy maak nie nonsens nie. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeë dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was
van geslag tot geslag. Nou ek weet nie wie van julle, dit is vir my so lekker om te sien as 'n plek nou verwaarloos en vuil is en jy gaan daarin en jy gaan maak netjies en jy maak skoon en jy sny die takke en jy snoei die bome en Sny die jy gras. maak mooi en jy maak netjies, dan is dit weer 'n plek van Aangenaam van vir almal wat lieflikheid. daar kom Yes, sit op die amen. tuinstoele onder die bome en ons drink lekker teetjie saam. Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas en uitlanders sal julle landbouers en julle wynboere wees. Praat van produksie die hele tyd. Die Here sê julle sal produktief wees, met ander woorde, dit wat julle doen. Hy sê mos in Psalm 23, alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer. Ja, en Amen. die ark nou wat ons nou in die vorige les het, 'n random act of kindness, het 'n ripple effek. Jou optrede het 'n positiewe ripple effek wat groot dinge kan veroorsaak. Amen. Ja. So, dis restaurasie. En sien dit ook vir restaurasie vir jou gees, van waar jy down and out was, en nou dat jy die Here se gees in jou het, nou voel jy nie, ek kan nou weer aangaan. Ek wil amper dit byvoeg. 'n Gees kan eintlik nooit moeg word nie. Die plek waar jy moeg word is jou denke, gedagtes en jou gemoed. Dis die plek tussen jou ore. So dis die plek waar dit geolie moet word, sodat jy daarso kan krag vind en blydskap vind. Maar die Here is so getrou. Ek onthou ons jongste dogter het gebrand met ketel kookwater en sy het in die hospitaal gelê, sy 3de graadse brandwonde opgedoen. En ek het daar gesit dag en nag. En ek weet die een dag as ek so moeg en ek het in my kop so op my hande gelê, het gesê, Here, ek is so moeg, asseblief verfris my net. En weet jy, dit was 'n kwessie van 'n paar sekondes. Toe voel ek, wow, die Here het my weer vars en nuut gemaak. En toe kan ek weer die situasie hanteer. En so baie keer kom ons op daai situasie wat ons sê, Here, nou weet ek nie meer nie, jy weet, ek is nou, I'm down and out, ek is so moeg, jy weet, en soos wat ek Sondag gepreek het, as jy dan nou moet, vat jou voorskoot en gooi jou voorskoot so. Ja, ek hou nogal van daai ene wat die ou tannie, geestelike ou tannie, Yes. dan maak nie saak waar sy is nie. Kinders en die mense kan nog daar wees, maar sy het altyd die voorskoot gedra. En die oomblik wanneer sy voel dinge raak te erg, gaan sit sy, dan vat sy die voorskoot en gooi sy so bo haar kop. Nou bid sy. En dan weet hulle ook, as ma dit gedoen het, dan moet dit stilte wees. Dan bid sy. As sy daar klaar is, al spaal sy, dan gaan sy weer aan. Gaan sy weer aan. So wat dit vir ons sê is, kom ons skakel af. Ja. Vind 'n plek in jou huis waar jy is, gaan bid, gaan vat die woord. As jy sukkel bietjie met jouself, vat dan hierdie lesse, ons stuur dit ons uit. En sit dit op jou ore en luister net 'n bietjie daarna. Kry woord, kry Jesus woord. Want 'n groot deel van 'n mens se gebedslewe is om die woord te bid. Dis waarom Psalm 1 sê, ek oordink die wet, en ons sit nou daar in die woord, dag en nag. Dan sal jy kom tot jou volle reg en die boom wees wat geplant is by waterstrome, wat vrugte gee op die tyd wat dit nodig is. Wat se vrugte? Geduld nodig is, gee jy geduld. Blydskap, gee jy blydskap. Vriendelikheid, dan sal vriendelikheid, en so meer. Ben jy nou Psalm, waar is jy nou? Matteus? Nee, ek is nog steeds Saasma. Ja. En hulle sal die ou pynhope bou ensovoorts, en vers 5, die vreemdelinge sal staan en jy kleinvee oppas en die uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees, maar julle, Nou hier's vir my nou mooi. Hoor. dis Ja. beautiful, julle sal priesters van die Here genoem Julle word. wie? Julle nou. Sê amen. Sê ek. Kom. Amen. Kom, wees saam met my in die woord. Maar julle sal priesters van die Here genoem word. Aan julle sal gesê word, dienaars van ons God. Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid beroem. Nou wie eens nasies, konsternasies, resignasies, abominasies, sal nie meer tussen jou ore wees nie. Sê amen. Amen. Julle sal priesters wees. Nou, hy het ons gemaak, Konings Openbaring en 1. priesters.
konings en priesters vir sy Here. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer het hy dit gedoen? Klaar gedoen. Oomblik as jy Jesus aanneem, gevul is met die Heilige Gees, is jy sy priester en sy koning. Hoekom sy koning? Want jy regeer met sy liefde, met sy heerskappy. Amen. Dis die volgende enetjie. In vers 7 van Jesaja 61, in plaas van julle skande, ontvang julle 'n dubbele deel, en in plaas van die smaad, sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in 'n land 'n dubbele deel in besit neem, ewig vreugde. Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe kan hê, Johannes 10 vers 10, en dit oorvloedig. So mense, het maak nie saak wat jou omstandighede is nie, moenie wag vir 'n erfporsie, of wag dat jy die lotto wen of 'n beter daar nie. Kry die rykdom van die woord wie Jesus is, tussen jou ore. Julle weet as ek sê, tussen ore praat ek van jou gedagtes, jou denke en jou gemoed. Jou gemoedstoestand is jou emosies. Gedagtes bepaal gemoedstoestand. As jou gedagtes nie lekker is nie, is jou gemoedstoestand nie lekker nie. Dan is jy grompie. Dan jy's vol vrees. En as jy vol vrees is, skei jou liggaam daai adrenalien af. En dit is nie goed vir jou liggaam nie, vir jou gesondheid nie. So kom nou man, kry jou kop rustig, voed jouself met woorde van geloof, soos Paulus vir Timoteus gesê het. Vat hierdie woorde, voed jouself daarmee. 8. Kom ons gaan terug na vers 7 toe. 'n dubbele deel. 'n dubbele deel. 'n dubbele deel. Nou dink ek dadelik aan Elisa, wat vir die profeet Elia opgehou het. En hy het hom heeltyd in die oog gehou. En hy sê, Elia sê vir hom, as jy my sien gaan, nee, hy sê, vra vir my, begeer wat jy van my wil hê, en Elisa sê, 'n dubbele deel van u salwing. van u salwing. En Sjoe, hy Elia het nie geweet wat hy gevra het nie. Elia sê vir hom, jy het 'n harde saak begeer. Ja. Maar as jy my sien, as ek gaan, sal dit vir jou so wees. En toe gaan hy mos met 'n wa van 4 en perde van 4 en Elisa beskou dit. En toe hy nou wegraak, toe is hy nou so ontstel, die Elisa, hy vat toe nou, Hy sê, waar is die God Ja. van Elia? en hy is toe sommer kwaad, en hy vat sy Vat die mantel mantel en hy en slaan hom so op die water, Slaan op die Waar water, gaan- ag, nie Oeps. waar. En hy was so dubbeld gesalf, toe hy dood is, die profeet. Yes. Toe lê hy nou daar dood, of nee, sy Sy gebeendere. beendere. O nee, wag, toe sy beendere nou daar in die graf. En toe is daar nou een ou wat ook doodgaan. Ja, dit is 'n bende gewees. En Ja, hulle en hy het nou 'n ou omgekom. doodgeslaan En toe gooi hulle hom nou in die graf. En toe sy liggaam met die gebeendere, sy almal gebeendere, beendere. van Elisa in aanraking kom, spring hy op toe sy lewendig. So is daar nog soveel salwing en anointing in daai gebeendes, dat, dit wys jy die salwing is die ding. Mense, ons het nou die Amen. salwing. Ons het die Heilige Gees, die salwing. Yes. En jy kan dit vermeerder deur die woord, lief te hê en die woord te koester en die woord te oordink. Dis nie verkeerd om te vra vir 'n dubbele deel nie. Jy kan dubbele porsies van die Here vra, want die Here word nie arm as jy vir hom 'n dubbele porsie vra. Amen. Vers 8, want ek, die Here, het reg lief. Ek haat die roof met onreg. Ek sal hulle getrou, hulle loon gee en 'n ewige verbond. Ek hou van dit, 'n ewige verbond. 'n Watse verbond? Jy het gepraat in die vorige verbond. les van tydperk Yes. teologie en Amen. verbondsteologie. 'n Nou ons ewige is meer in verbond. die verbondsteologie, soos ons weer genoem het, die ou verbond is verby. Yes. Dit is die fisiese Israel, fisiese tempel. Die nuwe verbond is ons, die kerk, die liggaam van Christus Jesus, die tempels, Amen. die geestelike gebou, sê almal geestelike gebou. Ons soek nie weer 'n fisiese gebou nie. Amen. En daarom die geboue waarin ons vandag kerk hou, moenie so belangrik raak dat almal begin dink dis nou die plek waar die Here is nie. Baie mense is op pad kerk toe en dink hulle, ons gaan nou kerk toe, nou moet ons heilig wees want die Here is daar. Mense, die Here is binne in jou. Jy moet die heeltyd heilig wees. Sê amen. Die heeltyd skoon gedagtes dink. Want die Here is met jou, hy is in jou, hy is by jou. Moenie die Heilige Gees bedroef wat in jou woon nie. Goed? En ek sal hulle getrou hulle loon gee en 'n ewige verbond met hulle sluit. En dit het nou Soos klaar wat ek- gebeur. Soos Ja. wat ek ruk terug gepreek het toe gepreek het oor die verskillende krone wat daar is vir verskillende
diens wat jy gedoen het in die koninkryk van die Here. Dis nou te veel om alles te herhaal, maar julle wat daar was, sal weet waarvan ek praat. Die Here is nie onregverdig om te vergeet dit wat jy vir hom gedoen het nie. Hy sal jou vergeld. Vergeld beteken nie, ek sal jou straf nie. Vergeld beteken, ek sal jou vergoed vir dit wat jy gedoen het. Amen. En kom ons sit dit net in verband. Ons doen dit nie om 'n plek in die hemel te kry nie. Jy kan nie werk daarvoor nie. Redding is verniet. Ja. Efesiërs 2 vers 8. Redding is verniet. Jy word gered deur geloof. En dit is 'n gawe van God, sodat niemand mag roem nie. Dis wat hy daar sê. En baie mense Maar baie mense bly net daarby en hulle sê, wel, ek is nou gered. So is nou, ek gaan nou niks verder doen nie, want ek is gered, ek gaan nou baie mense is so besig om hemel toe te gaan en te probeer hemel toe te gaan, dat hulle vergeet heeltemal dat die koninkryk van die hemel is binne in ons. Amen. En dat die bedoeling van die Vader is met die vrugte van die Gees wat ons dan nou uitdeel, dat ons die hemel uitdeel. Amen. Ek meen, as jy geduld uitdeel, vriendelikheid uitdeel, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheersing begin uitdeel, dan doen jy mos goed. Stem julle saam? Is dit nie goed nie? Met ander woorde, jy's 'n blessing op pad om te gebeur iewers. Vers 9 is vir my so mooi. En hulle nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle nakomelinge onder die volke, want almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien, dat hulle 'n geslag is wat die Here geseën het. Almal sal kan sien, but you are blessed of the Lord. Jy's 'n geseënde van die Here. Ja, en weet jy, dit gaan nie hier oor rykdom of die klere wat jy aan het. dit gaan nie daaroor. Jy kan die mooiste klere aan hê, die duurste uitrusting, en jy kan daar in die bank in die ry staan, en jy kan die onbeskofste mens raak, omdat jy ongeduldig is en onvriendelik is, en omdat jy dink die wêreld skuld jou iets, dan beteken daai mooi uitrusting wat jy aan het niks. Maar jy kan daar staan met miskien gelapte ou klere, klein gaatjie in jou broek of wat ook al, maar jy kan die vriendelikheid van die Here wees, en die blydskap, en die mees geduld, en jy kan die mense om jou bedien met hemel, want dis hemel, om vrugte van die Gees vir almal te laat eet van jou af. Die mense gaan nie eens opmerk wat jy aan het nie. Jy straal so, jy glinster so, dat hulle sien net dit raak. So, dis wat ek net daarop wil sit. Dan vers 10, Karen, het jy dalk daai gekry van Elia en Elisa? Nee, okay, moenie worry, ek sal nou kry. Ja, dis in Konings. Dis in Konings, Ek dink, gaan in 2 Konings 6, 5. 2 Konings 5 of 2 Konings 6, iewers is dit daar. Ek is, vers 10, ek is baie bly in die Here, my siel, Let wel wat jy, siel, nie jou gees juig nie, want jou gees juig altyd. Wat jou jy, wil, jou denke en jou jou emosies, denke, gedagtes en jou gemoed. juig in my God. Ja, Nou, baie mense juig met 'n papsak. Hulle vind hulle wat doen jy 'n paksak, is dit 'n papsak wyn? 'n papsak wyn. En ander mense, Jy maak jouself vrolik, jy drink jy sak leeg. ander mense verheug hulle in, ek weet nie, allerhande goeders nie. Maar hy sê, ek sal my verlustig in die Here, nee, dis hoekom ons daai liedjie sing, verlustig jou in hom. Ja, en hy sal jou, verlustig jou in hom. en hy sal jou gee die Ja. begeertes van jou hart. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil. Salvation in Engels. My in die mantel van geregtigheid gewikkel. Nou weer eens pragtig, geregtigheid, Geregtigheid as jy is net daai beautiful. woordjies sien, dit was altyd vir my 'n tongknoper en 'n kopknoper. Ek kon nooit om daai woord kom nie, want ek het die geregtigheid van die Here. Dit was altyd vir my so ver. Maar geregtigheid, as jy daai woordjie vat Galasiërs 5:22, sit die vrugte van die Gees daar. Hoe weet jy wat's geregtigheid? Geregtigheid is Galasiërs 5:22. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid,
sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Dis wie jy is. Jy het nie nodig om dit te leer nie. Verklaar dit net oor jouself. Sê ek is dit klaar. In die oggend as jy opstaan, sê die Here het my so gemaak, na sy beeld wat liefde is. Ek is liefde, geregtigheid. Vir iemand om te sê ek is liefde, hoe kan ek dit sê? Ek is so chor en ek is so morse ou. Ek is alles behalwe liefde. Sien wat dink jy van jouself? Jy het die gebeure in jou lewe 'n lewenswyse gemaak en nou dink jy dis wie jy is. Dis nie wie jy is nie. Jou gedagtes is in 'n leuen vasgevang. Al wat jy moet doen, verander jou gedagtes. Bring dit na Christus toe. Hoor nou wat ek vanmôre vir jou sê. Verklaar oor jouself. Psalm 1. Oordink die woord dag en nag. Sê vir jou die woord. Bid die woord oor jouself. Verklaar oor jouself. Sê ek is liefde. Kom almal saam met my. Sê Ek is liefde. Sê ek is liefde. Ek is blydskap. Ek is blydskap. Ek is vrede. Amen. Ek is weet jy hoekom is jy dit? Nie omdat jy jouself so gemaak het nie, Vader het jou so gemaak. En nou is jy in Christus Jesus, hy bring dit terug. Verklaar dit oor jouself. Ek is vriendelik. En weet jy wat? As jy daai dag ingaan, jy beland dan in die supermark of jy staan iewers in 'n tou en jy moet geduld beoefen, dan sê jy, maar ek is dit. Ek het dit gebid vanmôre, ek oor my verklaar. En dan ervaar jy daai krag van geduld in jou. En jy staan geduldig daar en jy staal liefde uit die hemel uit en jy gee hemel weg. Jy's nie op pad hemel toe nie, jy gee hemel weg. Want Ja. 2 Korintiërs 5 sê, en ek wil die vertaling net so 'n bietjie aanpas hierso. 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Nou, daai woordjie as was nie in die oorspronklike teks nie. So daarom, As iemand saai in twyfel. Christus Ja. is 'n nuwe skepsel. So hulle het die woordjie as daarin gesit. En wat baie belangrik is vir Mempie, dis daai woordjie in. Yes. Hulle wat? In. Sê almal in. In. In Christus is dit. Gaan aan. Is 'n nuwe wat? 'n nuwe skepsel. Nou, Afrikaans is bietjie Dit stupid. klink bietjie wat ons dink aan Want daai ek sê, ag, skepsel. jou ou Kyk daai skepsel. ou amper drommel skepsel. Maar jou Engels sê new creation. Ja, so jy Jy's is 'n nuwe spesie, jy's 'n kreasie, nuwe, nuwe skepping. Iets heeltemal nie. Die 'n ou nuwe dinge het skepping. verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ja. Vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. Dis hoekom ons daai liedjie sing. Ek is 'n nuwe skepsel. Hoe gaan hy? Ek's 'n nuwe mens. Ja. Ou Dinge het verbygegaan. Ek is weer gebore. So sing dit vir jouself. Dis hoekom jy moet loof en prys en sê dit. As jy in die oggend opstaan en jy voel hier kom 'n aanval van grompie. Wat jy het altyd gedink jy's 'n ou grompie. Dan stop jy hom net daar en sê jy nee, ek's 'n nuwe skepsel. Ek's 'n nuwe mens. Ou dinge het ou grompie het verbygegaan. Ja, amen. En dis baie keer dit almal van ons se verlede. Ek weet ek het 'n verlede gehad. Dis jou van- lewe, ja, maar kom van, met jy. Hoe dinge nie vir jou reg was nie en hoe jy in die agterste speen gesuig het en hoe jy die swartskap van die familie was en bla 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 bla. Jy is nie meer daai persoon nie. Jy is nou 'n nuwe creation. Raak ontslaaf van jou verlede. Jy is- Vergeet dit. Amen. Ek wil dit weer sê, jy is wat die Amen. Vader sê jy is deur sy Amen. woord, wat die woord sê jy is. Jy kan doen wat die woord sê jy kan doen Amen. en jy besit wat die woord sê jy sê jy besit. is. Al die ander goed is leuns. Amen. So verklaar wat die woord van jou sê en as jy jou kop ryk maak en vol maak met Christus woord, die uitvloei van jou lewe, soos jy dink, sê Salomo, Spreuke 23 vers 7, so is jy. Soos jy dink, so is jy. Soos jy dink, So is jy. Ek gaan weer sê, as jy wil verfrissing ervaar, soos ek Sondag gesê het, sit die stoel voor die yskas, dan sit jy die asblik daar neer, en 'n emmer met domestos Jy daar bedoel neer. nou as jy die yskas oopmaak en jy kry 'n klankie Jy kry 'n en klankie. dit ruik nou 'n bietjie baie sleg. Ja, Dan baie keer wil ou dit maar vermy en dan elke keer dan irriteer dit jou nader aan daai jy weet daai yskas moet skoon. Nou wat jy dan nou doen om vrede te kry oor jouself want jy is vrede. So leef jou vrede uit, gaan sit voor daai yskas. Nou ons het 'n bietjie 'n lae yskas, dit is nie 'n hoë yskas nie.
Ek gewoonlik as ek iets uit die yskas moet uithaal, dan vat ek 'n stoel. Ons het 'n stoel spesiaal, een van hierdie stoele wat lig is. Dan gaan sit ek op die stoel, dan kyk ek nou mooi so in die yskas in, waar ek die goed kan kry. Anders te raak jy grompie, jy raak beneek, né? Geniet die oomblik. Alles wat ons doen, moet ons geniet. Okay? Dan wat doen jy met die yskas? Dan gaan sit jy nou daar. So as daar goed in jou verlede is, byvoorbeeld as daar vrot tamatie in jou ou lewe is, as daar 'n gemufte stuk kaas is in jou ou lewe, vat dit en gooi dit in die asblik, koings. En dan sit jy daar met die bottel Domestos, Dan soos jy sit jy gesê het. daar so met die emmer, met die Domestos. Dit was gewoonlik 'n lekker geur ook in, hè? Want die bloed van Jesus bedek nie net ons sondes nie. Dit neem dit weg, maar dit verwyder ook jou hartseer van die verlede. Dan kry jy daai Get yskas over met it. silwer skoon en dan lyk hy blink hy sommer en jy pak nou al die goed weer terug netjies nou. Dis wat hy bedoel, En dan hy as sê. ek nou weer in die aand daar weer henna wil steel en ek maak daai yskas deur so saggies so wat jy dit nou nie hoor nie, dan ruik daai yskas so lekker. Dan voel Dis ek wat skuldig as ek, "Ai shame, my vrou het nou spesiaal die yskas mooi skoon gemaak en nou steel ek weer hennas." Dis wat hy bedoel, die ou dinge het verbygegaan. Ja, Kyk, dit is alles nie alles het geword. nuut geword, splinter nuut. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. En ons die bediening Klaar van gebeur, versoening klaar versoen. vergeet. Naamlik Daai is dat oulik. God Hy het ons die bediening van versoening. versoening gegee. Wie van julle het dit? Amen. As hy sê hy het dit vir ons gegee, Nou ek wil net iets sê oor versoening. Versoening beteken nie jy moet soen nie. OK. As iemand jou iets aangedoen het, vergewe hulle voor die Here. Maar ek sê nie, gaan na daai persoon toe en soen daai persoon. Ja, en hier sê, is 'n baie kom belangrike nie ding. so nie. Ja. Jy het vergewe, dis fyn. ja, onthou nou Stap aan. iets belangriks. Amen. Jy is vir jou kop skoon gemaak, jy is versoen tussen jou ore. Amen. Jy behoort aan Christus, jy's vol van die woord, maar die ander helfte, die ander persoon, is dit nie en wil dit nie wees nie. Wil altyd nors wees, grompie wees, lelik wees, alles wees. So versoen jouself met jouself, ja. Kry afstand, kry dit uit jou kop uit. So versoening vir my in so 'n geval is, kry daai mense wat giftig is en jou seer gemaak het uit jou kop uit. Hou op om aan hulle te dink, want hoekom het jy nou nog steeds herberg gee tussen jou ore? Nog steeds lusies gee daar. Ja, Vergeet daarvan. Hulle is onwettige immigrante en jy betaal Hou hulle verby. lief. Maar as die ander persoon met wie jy 'n versoening mee besig wil wees, ook dieselfde doen en neem Christus aan en sy kop of haar kop raak vol van Christus, van die woord, dan gaan daai persoon wat uitstraal? Hemel. Stem julle saam? Nou hier het ons nou twee persone soos ek en pastoor Mimpie, sy straal hemel uit en ek straal hemel uit. So ons kan dit saam nog doen, jy weet? Maar dit Ek kan nog beteken saam met nie, die ou Mimpie leef. Nee, ekskuus, die jong Mimpie leef. dit beteken Ja. nie dat jy weer 'n lewe saam met daardie persoon begin en daai persoon weer van vooraf vertrou nie. As jy ATM toe gaan en jy sit jou kaartjie in en daai ATM sluk jou kaartjie. Nou moet jy ingaan bank toe, jy moet 'n ander kaartjie gaan kry, jy moet hom stop, bla 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 bla. Gaan jy elke keer na daai ATM toe terug en jy sit weer jou pin en jy En sit dan weer jou sluk jy die pin en jy kaart. sit weer jou pin en jy stupid. Nee. Ja, Want selfs 'n donkie is slimmer. selfs as 'n dit. donkie is slimmer as dit. So moenie jouself toevertrou en jou pin gee. Jou pin is jou hartsgeheime en jy gee jou innerlike mens, vertrou jy toe aan iemand anders. Net daai persoon vergewe. Fyn. Stap aan. Dit Ja, beteken die nie. donkie gaan af na die vir mense wat dit nog beteken nie nie. gehoor het nie, na die rivier toe. Hy het sy geliefkoeste ou drinkplekkie daar by die rivier. Nou stap by ewe rustig daar af. Nou drink hy en toe die een oggend toe hy nou daar kom, toe's daar perdebye wat nou 'n nes gemaak het daar op 'n tak reg oor waar hy nou verby skuur om water te drink. Toe piets daai perdebye hom. En die volgende dag toe gaan hy nou weer om daar water te drink, toe piets hulle hom weer. En selfs die donkie is toe slim genoeg. Toe Gaan nie besluit hy weer so met doen. homself, nee, ek gaan nou 'n ander plek soek om te drink. Vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, Sonde gemaak. sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God Amen. in hom. Dis hoekom ek nou daai gelees het.
En dan, soos wat hy hier sê, hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar Juwele. Paulus gebruik oor en oor en dan in van die briewe beklee julle met Christus. En dan bedoel hy daardeur beklee jou tussen jou ore, jou denke, gedagte, gemoed met Christus, die woord. En dan sê hy vir Timoteus, soos ons genoem het, voed jouself met woorde van geloof. So dis die geheim. Is van die woord wie Jesus is en die Bybel met ander woorde en beklee jouself, voed jouself. Verander jou sienswyse na Christus sienswyse toe. En dan begin dinge vir jou werk. Dan begin liefde en blydskap en vrede en selfbeheersing en geduld jou deel word. En oral waar jy beweeg, leef jy dit uit. En daarom Psalm 23 sê, net goedheid en guns sal jou volg. As jou hoof vet is met olie, omdat jy die woord eet, wie Jesus is, die teenswoordige brood, die is woord van Christus. En jy maak dit jou eie en jy is dit nou wat die woord is. Dan is jy hoof vet met olie en dan sê Psalm 23, net goedheid en guns sal jou volg. Jy sal agterkom, alles begin uit in plek val. Amen. Amen. Ek wil gou teruggaan na vers 6 toe, maar julle sal priesters van die Here genoem word. En dis 1 Petrus 2 vers 9. Nee, van vers 5 af. Maar laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Jy sien, jy moet toestemming gee. Jy moet toestemming gee om ingebou te word. Inbou, ja. Tot 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring. En dan gaan ek bietjie skip vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag. Kan jy sien, hy sê nie hierso, die Jode is my uitverkore geslag nie. Hy sê maar julle, almal wat glo. 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle, wat vroeër geen volk was nie, maar nou is julle die volk van God. Ja. Nou, hou daarby, nee, jy moet nie nou te maak, jy gaan terug na 1 Petrus 1 toe. Ja? Jy is te vinnig, jong. Ja? Vers 9, 1 Petrus 1 vers 9. 1:9. Ja. En die einddoel van julle geloof. Sê almal einddoel van jou geloof. Wie wil weet wat dit is? Amen. Kom volgende keer terug na verduidelik ons dit. Wie wil nou weet? Wat is die einddoel van jou geloof? Gaan aan? Waarvoor glo jy? Amen. Gaan aan? En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele. Die saligheid van jou wat? So wat is jou siel? Denke, gedagtes en gemoed. Nee. Nou moet jy gaan daar na die gelees 'n bietjie verder nou. Lees verder. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, En hierdie hoofstuk is juis genade. ondersoek Ja. en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, Gaan voort. en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Lees nog. Daarom, om God die Daarom, lendene dat is die vers wat ek wil uitkom. Daarom, julle nou dat ons dit verstand. alles weet, dat Jesus alles gedoen en die Yes. werk voltooi het, en die woord regtig waar is, daarom, sê almal daarom, om God, die lendene van julle wat? verstand. Verstand, is jou siel, denke, gedagtes, gemoed. Gaan aan. Wees nugter Wees dit maak jou nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word geword het. En ek is by wat die dit beteken. openbaring van Van Christus. Jesus Christus. Wie kry openbaring nou van die Amen. woord van Jesus? Wie kry dit? So, om God nou, hou jou kop, ons het daai ene, hou die roksak toe, of wat is daai? Om God die lendene van jou verstand.
Sy een Afrikaanse segswyse. Ja, okay, never mind. Julle sal by dit uitkom. Maar hoe omgord ek die lendene van my verstand? Met die woord. Deur die woord te vat, die woord te eet, myself te voed daarmee. In die oggend te begin bid die woord oor jouself. Kry jou kop met mekaar, hou jou kop met mekaar. En dan is jy reg vir die dag. Dan gaan jy dit nie verloor nie. Jy gaan nie begin rowwe dinge uitspreek nie. Wie van julle weet hoeveel het dit mense al gekos? Moeilikheid kan jy beland as jy jou mond laat praat. Ja, en ek sien Sonder veral wat jy dink. met hierdie krag wat nou af is, word daar nou lelike dinge deur sekere mense gesê en hulle hoop sommer die leierskap brand saam met die wat's daai kamer wat nou gebrand het? Die substasie. Dis om lelike goed om te sê, né? Daai mense, ek wil bid vir daai mense, hulle koppe raas. Stem julle saam? Hulle gee nie hemel weg nie, hulle gee hel weg. Ons is hier om mekaar buite staan en ondersteun en nie heeltyd foute soek nie. Ek weet ons kan vingers wys vir baie dinge en ons kan baie dinge sê. Maar het jy al daar in die koue gewerk aan die krag? Het jy al daar gestaan by 'n oop gat wat die kabels nou so uit is en dit moet nou reggemaak word en dit reën en dit is ongemaklik. Ek het nou met 'n paar van die electricians nou al gaan gesels met die tyd wat daar so staan en werk. En weet jy, hulle is eintlik dierbare mense, hulle probeer regtig hulle bes. En dan sit hierdie ander ouens met hulle ou voetjies en dan gaan hulle op Facebook nou so 'n klomp nonsens sê, ag sies tog, ek wil net vir hulle bid, ek kry eintlik bitter jammer, want hulle is nie in die hemel nie, hulle koppe is nie vol van Christus hemel nie, hulle koppe is vol hel. Kan ek gou iets sê van omgord? So eintlik is hulle helsims. Kan ek gou iets sê van omgord? In Ja. die ou dae, as jy in 'n skip gery het en die skip is besig om los te trek, dan wat hulle gedoen het is hulle toue gevat en een ou het uitgespring met die tou Onder deur die skip. en dan duik hy onder deur die skip en dan Om die tou maak hulle hom vas omgord hulle die skip, en dan ja. omgord hulle die skip sodat hulle aan land kan kom. Sodat die skip by mekaar hou. Sodat want die skip nie sink Ja, nie. die So skip- dis waar dit want die vandaan brander kom. slaan die skip, dat Ja. hy nie uit mekaar breek Dan nie. vers 11, dis ons laaste vers. Ja. Want soos die aarde sy plante voortbring en soos 'n tuin sy gewasse laat uitsprei, so sal die Here geregtigheid en lof laat uitsprei voor die oog van al die nasies. Amen. Amen. Baie dankie. 2 Konings 2 vers 9. 2 Konings 2 vers Vers 9, 9. lees vir ons daar gou-gou. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weg. En toe begeer hy En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele Dubbele deel. van die Gees op my kom. Amen, daar's hy. Goed, daar het julle dit nou. Vader, ons dankie vir hierdie woord van stigting, bemoediging, opbouing. Ons wil ons gedagtes daarmee omgord. Amen. Ons wil ons gedagtes week en beklee met u woord. Ons wil onsself voed met u woord, sodat die hemelse dimensie in ons tussen ons ore posvat, sodat wanneer ons mond oopgaan, dan spreek ons die hemel. Spreek ons aangename woorde met sout besprinkel teenoor ons medemens. Spreek ons woorde van opbouing en stigting. Amen. Spreek ons u antwoorde en oplossings teenoor 'n wêreld wat geen antwoorde en oplossings het nie. Dankie Here, u het ons almal in voltydse bediening geplaas. En daarom sal ons uitgaan en 'n random act of kindness doen. Klein goedjies doen vir mekaar. Vader, ons weet dit het 'n groot, kragtige ripple effek. Ons gee al die lof en al die prys in Jesus naam en almal sê Amen. amen. Amen.